Baie welkom aan almal wat waar ook al kyk. Ons is bly julle het gekies om op Facebook of YouTube na hierdie diens te kyk en te luister. Dis die 25ste Desember, miskien kyk jy vandag, waarskynlik. Miskien kyk jy op 'n ander dag, maak nie saak nie. Dit gaan oor die 25ste Desember en mense is so in die gewoonte om te sê geseënde Kersfees. Ek self probeer daaraan werk om my formulering te verander en ook soos baie mense te praat van geseënde Christusfees, sodat daar meer klem lê op die feit dat dit die herdenking van die geboorte van Jesus Christus is. Vir die wat saam met geliefdes is, ons is saam met julle dankbaar dat julle kan wees. Vir die wat alleen is of ver is van hulle geliefdes, of vir ander redes geskei is van hulle geliefdes, ons dink ook aan julle en weet dat dit 'n moeilike tyd is. Kom ons word saam stil en ons begin ons diens met 'n gebed. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om u geboorte, u koms na die wêreld, ons verlossing te herdenk. Ons wil bid dat u verheerlik sal word deur die verkondiging van die woord reg oor die wêreld, dat u verheerlik sal word deur gebede wat in elke hart gebid word, dat u verheerlik sal word deur die heerlike saam sing van die liedere wat ook die boodskap verkondig van u geboorte, God se liefde vir ons, God se genade en u hier wees in die wêreld, die feit dat u Immanuel is. Seën ons ook by die geleentheid asseblief as ons saam by die woord stil staan en 'n bietjie dieper daarin wil delf. Lei ons deur die Gees, ons vra dit in afhanklikheid van u. Amen. Ons tema vandag is, waarom Bethlehem? Nou, ek gaan begin met 'n kort inleiding. Dikwels is die naam van 'n plek nie slegs 'n plekaanduiding nie, maar eintlik 'n gelade begrip. Wanneer mens die naam van 'n plek hoor jy nie net waar is dit nie, maar het jy 'n sekere assosiasie met die begrip van die sogenaamde pleknaam. Name is dikwels baie meer as 'n blote plekaanduiding. Ek gaan twee voorbeelde uit ons Suid-Afrikaanse konteks noem. Die eerste is die woord Bloedrivier. Nou, ek het gaan seker maak, jy kan op Google Maps gaan intik Bloedrivier, omdat jy wil weet waar dit is, waar die plek is, en jy gaan 'n aanduiding of 'n location kry van waar Bloedrivier geleë is. Maar die meeste mense, wanneer hulle die woord Bloedrivier hoor, of selfs gebruik, is dan nie besig om te dink aan waar is dit, of wat is die plekaanduiding nie, maar meer besig met wat het daar gebeur, wat is die betekenis daarvan, wat is die impak daarvan. Nou, 'n tweede maklike voorbeeld, die woord Pretoria. Nou natuurlik is Pretoria 'n plek, en vir baie mense, wanneer hulle die woord Pretoria hoor, dan dink hulle, jy sê nou, dis waar iets aan die gebeur is, 'n pleknaam. Maar die woord Pretoria is deur die jare ook 'n baie gelade begrip. In die ou bedeling in Suid-Afrika is die woord Pretoria dikwels gebruik as die simbool om die setel van apartheid aan te dui. Baie keer gebruik as die setel van die nasionale party, daar's verwys na Pretoria, die hoofsetel van die nasionale party. Dan kan dit ook gebruik word as die woord wat die plek van wetgewing aandui, en daarmee die Uniegeboue en sulke assosiasies. Kom ek noem nog 'n voorbeeld in Pretoria, die Universiteit van Pretoria. Party mense hoor, dit is waar die universiteit geleë is, maar meer mense sal aan die Universiteit van Pretoria dink as my alma mater, my plek waar ek studeer het, die simbool van my studentejare. En natuurlik vir die ernstige, geesdriftige rugby-ondersteuners, hoor wanneer hulle die woord Pretoria hoor hulle nie 'n plek nie, hulle hoor dit is die hoofstad van die Blou Bulle, en dit is waar die rugby-heiligdom van Suid-Afrika geleë is, Loftus Versveld. Maar genoeg daarvan, ek is seker elkeen kan aan 'n hele paar voorbeelde dink van 'n naam van 'n plek wat vir jou meer beteken as 'n blote plekaanduiding.
Nou ja, dit bring ons by die woord Bethlehem, of die plek Bethlehem, en ons tema, waarom Bethlehem? Sebastian van Dijk van die Suid-Afrikaanse gemeente in Londen het onlangs op ons program op Radio Kansel, die program Verstaan jy wat jy lees, het hy die uitspraak gemaak en gesê, Bethlehem is in die geboorteverhale van Jesus nie 'n plekaanduiding nie, maar 'n teologiese verklaring. Nie 'n plekaanduiding nie, maar 'n teologiese verklaring, en hierop wil ek 'n bietjie dieper ingaan. Ek gaan 3 baie bekende gedeeltes eers gebruik as ons skriflesings, en in hierdie 3 skriflesings sal ons duidelik hoor dat daar baie pertinent klem gelê word op die feit dat Jesus in Bethlehem gebore is en in Bethlehem gebore moes word. Die eerste Matteus 2 vers 1 tot 6. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want dit is so deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Nou, dis natuurlik 'n aanhaling uit die boek Micha, die profetiese boek Micha, hoofstuk 5. Kom ons lees daai gedeelte uit Micha 5. Maar jy, Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Hy sal sy mense 'n kort rukkie prys gee, solank as dit 'n vrou neem om 'n kind in die wêreld te bring. Dan sal die uit sy familie wat die ramp oorleef het, terugkom na die Israeliete toe. Hy sal na vore kom en sy volk lei deur die krag wat die Here hom gee, deur die sterkte van die naam van die Here sy God. Hulle sal woon tot in die uithoeke van die aarde, want hulle leier sal sterk wees. Hy sal vrede bring. Dan ook Lukas 2 vanaf vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir julle volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel, wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. In ons eerste hoofpunt, Bethlehem, vir meeste van ons in ons tyd, bloot 'n plek aanduiding. Ons voel ons kan dit op 'n kaart pinpoint. Ons weet waar Jesus gebore is. Belangrik is dat hierdie
dorpie of stad Bethlehem lê net 8 kilometer vanaf Jerusalem af. Jerusalem, die godsdienstige hoofstad in die Ou Testament en in Jesus se tyd. Maar vir die eerste hoorders en lesers van hierdie verhaal, dat Jesus in Bethlehem gebore is, het dit 'n ander betekenis. Wanneer hulle die woord Bethlehem hoor hulle heeltemal iets anders. Kom ons kyk eers daarna dat ons hier in Lukas 'n dubbele beskrywing kry. Daar staan dat die engele vir hulle sê, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. Sê nie wat die stad se naam is nie, in die stad van Dawid. Direk daarna sê die herders mekaar, kom ons gaan direk na Bethlehem toe. So hulle het geweet dat Bethlehem is ook bekend as die stad van koning Dawid. Nou wil ons vandag 'n bietjie vra, tydens hierdie Christusfees herdenking, waarom word dit so pertinent beskryf, so herhaaldelik beskryf, dat Jesus in Bethlehem gebore is? En ons vra, wat hoor die eerste lesers en hoorders? Wat is hulle assosiasies met Bethlehem? Ek gaan begin by die assosiasie met die term die stad van koning Dawid. Dit was in Bethlehem waar Samuel, die seuns van Isai, gaan ontmoet het om een van hulle as koning, toekomstige koning, te salf in die plek van Saul. Maar Samuel kyk na al Isai se seuns, of hy het gedink dis almal, en nie een keer sê die Here vir hom, dit is die een wat jy moet salf nie. En dan vra hy, maar jy weet, is dit al die seuns? En dan sê Isai so half amper as 'n nagedagte, o ja, daar's nou nog die jongste, maar hy's in die veld, hy pas skape op. En hy sê Samuel, hy moet hom laat haal, en wanneer hy Dawid sien, dan lei die Here om te weet, hierdie is die toekomstige koning, en hy salf Dawid. En ons kan nou sê dat hierdie verhaal vertel vir ons dat Dawid, menslik gesproke, die mees onwaarskynlike een van die seuns is, wat gesalf sou word as koning. Dis ook vir ons 'n simbool van Dawid as nederige koning, een wat skape oppas. Dit kom natuurlik ooreen met Jesus se nederigheid en die herdenking van sy geboorte wanneer hy in nederigheid as 'n baba in 'n stal in Bethlehem gebore word en in doeke toegedraai word. Ons kan weer sê, die mees onwaarskynlike kandidaat om verlosser te wees. Nou, volgens die profeet Micha, is Bethlehem die plek waar die Messias gebore sou word, uit die geslag van Dawid. In ons tweede hoofpunt, kom ons kyk na die assosiasies of verbande of lyne tussen die gebruik van die woord Bethlehem en die geboorte van Jesus. Ek gaan 'n hele paar noem. Die eerste een is Bethlehem. Die betekenis van die woord Bethlehem is huis van brood. Bethlehem is huis van brood. Nou in beide die Ou en die Nuwe Testament word die woord brood dikwels nie net gebruik om fisiese brood aan te dui nie, maar word dit gebruik as 'n simbolies iets met 'n simboliese betekenis. Byvoorbeeld as teken van God se sorg en sy voorsiening. Daar word dikwels verwys na die manna in die woestyn, wat die brood is wat God gegee het as teken van sy sorg en sy teenwoordigheid. Kom ons lees wat staan daar in Johannes 6 vanaf vers 32. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie.
Dan dink ons aan Jesus se donderdag aand met die paasmaaltyd op aarde, toe hy die brood gebreek het en vir sy disippels gesê het, dit is my liggaam, dit is vir julle. 'n tweede baie interessante lyn of verband met Bethlehem. By Bethlehem was daar 'n wagtoring, wat bekend gestaan het as die toring van die kudde, die skaapkudde, die toring van die kudde. En daar het iets baie interessant gebeur. Die naam van hierdie wagtoring was Migdal Eder. Nou wat het by Migdal Eder gebeur? Daar is lammertjies geteel, spesifiek om geskikte offerlammers te wees vir die offerdiens wat in Jerusalem net 8 kilometer van daar af beoefen is. Onthou die mense het hulle lammertjies baie keer oor groot afstande gebring, maar die priesters moes die lam keur, hulle moes sonder gebrek wees, hulle moes volmaak wees. En so het dit gebeur dat almal nie 'n geskikte lam gehad het nie, en so word hier by Migdal Eder, word lammertjies geteel om perfek te wees, maar om offerlammers te wees. En hier, waar die offerlammetjies geteel word, hier in Bethlehem, word die lam van God gebore. Onthou, die lammers is spesifiek geteel om geoffer te word. Met ander woorde, hulle is geteel om te sterf. Jesus is gebore om geoffer te word. Hy is gebore om die volmaakte offerlam van God te wees. En dit gebeur hier in Bethlehem, waar die ander offerlammetjies ook gebore word. Dan 'n derde lyn. Bethlehem was bekend vir sy herders of skaapwagters. Daarvan lees ons mos nou, dat die engele aan hierdie herders verskyn, wat in die oopveld hulle skape opgepas het. In Johannes 10 lees ons, en lees sommer die hele gedeelte daar, dat Jesus beskryf word as 'n skaapwagter, 'n herder. Johannes 10 lees ons, Jesus sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ons derde en laaste hoofpunt. 25 Desember is natuurlik nie die korrekte datum van Jesus se geboorte nie. Ons weet nie wanneer Jesus gebore is nie, maar ons weet uit al die historiese gegevens dat dit nie 25 Desember was nie. Maar, sonder om nou hele debat daaroor weer te open soos elke jaar, dit gaan nie oor die datum nie. En dan moet mense onmiddellik vra, as dit nie oor die datum gaan nie, waaroor gaan dit? Dit gaan oor die herdenking van die geboorte van die Messias. Dit maak nie saak op watter datum ons dit vier nie, maar 25 Desember is baie gerieflik, want dit word wêreldwyd op sy gesit vir hierdie herdenking. Maar dit gaan oor die herdenking van die geboorte van die Messias. Dit gaan daaroor dat hy gebore is. Dit gaan nie daaroor wanneer hy gebore is nie. Hy, die verlosser van die hele wêreld. En nou weer die vraag van ons tema, waarom spesifiek in Bethlehem? Wel, spesifiek in Bethlehem, sodat die profesie vervul kon word. En dan, en daarmee sluit ek af, is hy in Bethlehem gebore as nederige koning, as brood van die lewe, as die volmaakte lam van God, wat homself as offer ter wille van ons gegee het. En is hy gebore as die goeie herder, wat sy lewe vir sy skape aflê. En dan heel laaste, hy is in Bethlehem gebore, waar hy die eerste keer in doeke toegedraai is. En aan die einde van sy lewe, 8 kilometer van daar, in Jerusalem, is sy liggaam weer in doeke toegedraai, voor hy in die graf neergelê is.
ter wille van my en jou. Dis waaroor die 25ste Desember gaan. En dit is wat die verband met Bethlehem is. Amen. Here, dankie vir hierdie ryk simboliek in die Bybel, in die woord Bethlehem, in die plek. En dat hierdie dinge nie toevallig is nie, dat alles deur U vooruit bestem is en voorspel is en deurgegee is, en dat dit alles kan dien as 'n bevestiging dat Jesus die verlosser van die wêreld is. Help vir ons om, hoe ons ook al hierdie geleentheid vier en herdenk, nooit die hooffokus te verloor nie. En dit is dat U ons verlosser is. Ons bid dit in afhanklikheid van U. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die seënende teenwoordigheid van die Heilige Gees bly by jou. Amen.